Kom ons gaan aan met die res. Ons vertrou die Here. Vertrou op die Here. Amen. Amen. Is jy opgewonde, my broer en my suster? Ons moet wees die Here te beweeg deur sy Gees om ons opgewonde te maak. Sy Heilige Gees kan jou hart verander. Laat dit toe vandag. Tot eer van die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë. Vader, ons is opgewonde, Here. Want die Gees maak ons opgewonde, Vader. Dankie vir die liefde, Here. Here, dring deur ons in hierdie oggend, Vader, in die naam van Jesus, Here. Ons het U nodig, Vader. En daarom sê ons dankie vir al die liefde, Here. Seën die woord. Seën die samesyn, seën die getuienisse in Jesus se wonderlike naam, Here. Amen en amen. Amen. Ek sê vanoggend getuienisse, wie getuig gister vanoggend? As jy dankie Paul, pragtig, pragtig. Ek wil net vir die Here baie dankie sê, my ouers lei baie. Ja. Handvol. Amen. En elke keer dan bid ek en sê ek Here asseblief bewaar hulle. Amen. En dit nou elke keer veilig by die huis. Amen. So ek wil net vir Here baie dankie sê. Amen. Hoor daar. Hoor daar, Johan. Ek moet vir Johan nou dank sê, anders gaan hy met jou aankyk. Hy wil heel eerste plaas. Amen. Dit is terug, so opgeneem. So opgeneem met Palinonia. Vir scans eers. Dan word die MRI geneem. Seker te maak wat is die probleem met die nek. Nee, maar je klok staat. Amen. En Is toe opgeneem. Nou leer ek jou, leer daarso. Van Palinonia se MRI masjien werk nie so goed. Universiteit toe gestuur word. So nou leer ek hierdie week en ek bid en ek wonder, wat is die plan vorentoe? Amen. Amen. Want ons het die donderdag aan die gebid en gesê, ek wil nie doen, ek het gevra, as ek die operasie. Excuse, kennis ons. So, lê ons daar, die volgende week, die hele week al gelede, die volgende week, toe stuur hulle my universiteit toe, doen die scans, nou wag ek om terug te kom by hulle noem toe. So sê hulle as die ambulance. So nie is reg, wag maar. So Vrydag middag kom die ambulance, vat my terug, universiteit by hulle noem toe, gaan leef in my saal. Soos kom die dokter, Vrydag, ek donderdag terug, Vrydag kom hy daar. Nee, hulle het 'n 6 uur operasie in universiteit wat hulle moet doen, maar hulle gaan nie vandag met my bespreek nie. So hulle weet die familie, so is dit weer. Nog 'n naweek sonder die familie. Is in die hospitaal, vrou en kinders af. So gaan die week weer verby. Maandagoggend kom hulle by my, dis nou laas week. Kom die hoofinternis, hoofdokter. Die operasie is gevaarlik. Maar elke keer as hulle inkom in die saal, dan sê hulle maar die operasie is gevaarlik. So bid ek sien nie kans vir die operasie nie. So maandagoggend kom hulle by my, sê dieselfde vir my. Maar hulle het nog nie die scans deurgegaan. So is my vrou die hele tyd op my, ek moet gaan vra, wat gaan hulle doen? So, dink jy by 10 uur so kan ek sê. Kom die dokter aan my toe. Sê vir meneer, ons gaan opereer. As op die bed. Kyk die dokter so aan. Nou maak hy nog 'n grap. Ek dink, as 'n grap nie. Hy sê vir my, hulle doen hierdie operasies gereeld. Maar die komplikasies is iets verkeerd ook as ek van die nek af vandaan. Amen. Ja, is dit iets wat ek nou wil hoor. Amen.
so, staan ook op, ek hou nie voor hom nie, staan op, ek loop uit. Ek laat weet my vrou, ons is aan mekaar, nie aan mekaar, en ons held saam. Gaan buiten toe, bou voel werk. Spoor werk. So, bid ons. Ek sê, die dokters wil hy verduidelik my ook in elk geval, wat kan gebeur as ek nie die operasie kry nie, so kan die kant vir my arm op of verloor. So, hy gaan nie daar hang, maar gaan nie kaplik wees. So, vraag ek vir hom ook in dieselfde tyd, hoe lang is die operasie? En hy sê nie, 2 ure. So kom my vrou en kinders hier rond by die hospitaal, ons bed en ons by mekaar. Toe hulle nou weggaan, toe is ek weer, ek is alleen. Maar ja, ek van die Bybel elke keer as ek alleen is of tyd in die saal alleen is, maak ek die Bybel oop en ek lees die Bybel en daarom toe sê vir die Here, dis evil. Ja. Die operasie gaan op my pad kom. Dis nie evil is. Ja. Ek gaan definitief nie deur gaan sonder U. U gaan met my wees. U gaan my deur dra. Daar's nie ander dinge wat kan gebeur nie. Dit moet maar net gebeur. Dinsdagoggend 6:00 toe is my vrou al by die hospitaal. Ek sal om 7:00 ingestoot. En hulle het so ongeluk tot by die theatersaal. Ek was alleen in, dan nou leek voor die theater, groet elke dokter en elke suster wat daar voorbij kom, groet jou vriendelik. En dan koos die dokter kom stel hom weer voor aan my. Hulle sê, hulle gaan my in die slaap sit, ek sê nie is reg. Hulle stoot my in. En hulle gee my die narkose, ek raak in die slaap. Die eerste ding wat ek, of toe hulle my nou wakker maak, nou die operasie, die eerste ding wat die dokter my vraag, met my arms en bene beweeg, toe sê die dokter my nie waar en ek het nou nog gedoen. Alles beweeg. En ek kan net nie dankie sê om die hemelse Vader. Vir my die kracht heeft, die operasie te gaan. Ek was wel 3 uur wat ek nog, in die theater was nie 1,5 uur, 2 uur. So, die sluk is seer, maar ek kan my arms beweeg, ek kan dit nog alles, nie dankie sê, Amen. Amen. En ook, die spoed wat die Here jou gegee vir die operasie, my suster wag al 2 jaar op operasie. So die Here het regtig waar gebede beantwoord. En die ding vorentoe geskuif, dat het klaar kom, jy kan aangaan, né? Dankie Abba, sit. Ons sê net dankie, dankie vir die Here. 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 Amen. Volgende. Weet dit jy is volgende. Oor jou pad. Wie volgende, behalwe die pastoor. Die pastoor gaan die tyd van julle moet kom. Hulle moet nou naby kom. Hallo broers en susters. Ek dink die weer van die Here is mysterieus. Amen. Die naweek sou ons in Beaufort Wes gewees het. En daar val toe alle dinge voor in Beaufort Wes gedeelte, begrafenis en wat ook al. Want ek moes weer gaan om na die konferensieplek te kyk vir Paasnaweek. En ek sê vir my vrou, ek gaan nie Vrydag môre ry nie, ek ry maar liewer Donderdag. Dan kan ons lekker rustig wees. Amen. En ek wil vir u sê, so spoel by die paai is gevaar. Ek kyk na die trappe wat van vooraf kom, dan gaan ek maar geel lei toe, want hulle gaan verby mekaar. Op verskillende spoed en wat ook al. En ons kon afhandel en ek dink die Here wil gehad het ons moet vanmôre hier wees. Amen. Amen. Terwyl Johan getuig, dink ek aan die gedagte
dat baie keer raak ons so besig, dat die Here maar 'n siekbed vir jou bestel, sodat hy met jou tyd kan spandeer, Amen. of sodat jy tyd aan hom kan gee. Amen. Want ons is baie keer te besig vir die stem van die Here. Ons is te besig dat die Here met ons kan praat en so voort. In 2000 en ek wil nie weet nie. Dat is in 2016 daarom. Toe vat ek my pa nasionale hospitaal toe. Toe het oupa Botha nog gelewe en ek het vanmorgen sy das aan, so hy is hier vanmorgen. Hy het gesukkel, hy het prostaatkanker gekry en wat ook al. En hy het net gesê, hy weier, hy gaan nie geopereer word nie, hy gaan nie bestraal word nie, hy gaan nie chemo kry nie. Maar ek vat hom nasionale hospitaal toe. En dit was op 'n dag wat dit 'n vakansiedag was. En daar's geen dokters nie, daar is nie nurses nie, daar's niks en niemand. Ons sit daar buite en na 'n sekere tyd toe kom help 'n dokter ons. En ek dink hy het gegaan vir die EKG, toe sien hulle maar die een kant van sy hart is weg en hy het net 20% van sy linkerkant van sy hart oop. Ek gaan nie daaroor praat nie. En hy is opgeneem, ek dink dit was in saal 5, en die Here het dit so gewil dat hy in 'n privaat kamer lê. Ons is toe baie dankbaar daarvoor, want ons het nie gedink dat nasionale hospitaal gaan na 'n private kamer wees. Want die Here het dit so gewil, die antwoord daar kom, en ek dink, die Here het dit nie net bestel vir hom nie, maar ook vir die mense rondom hom. Want toe die aandwerk van my vrou daar kom, toe sê vir my sê, hy sê, sien nie daai dokter, hy het die huweliksprobleme ek met hom gedeel vandag. Sien nie daai suster, sy sukkel met haar kinders. Hy sê, sien nie daai een wat die vloere vee, sy sukkel met haar seun, hy is vas aan draaks. En toe het hy 8 mense na die Here Jesus toe gelei, in 1 dag in die hospitaal. En ek sê, Here, wat 'n dienaar. Hy het nie gekyk na sy eie omstandighede nie. Toe ons in saal 21 sit, waar hy moes gaan, deur die tunnel moet gaan, terwyl ons daar sit, begin hy met mense deel en met mense praat oor hulle siele, hulle verhouding met Jesus. En ek sê, Here, hoe kan ons dan skaam wees, want baie keer dink ons net aan onsself, maar hierdie mense rondom ons gaan verlore. En daar het ek 'n diep les geleer by my ou vader, moet jy nooit skaam vir die naam van die Here Jesus. En daar terwyl hy honderde mense daar sit, dan bid hy maar vir elkeen, hy gelê sy hande op elkeen, want hy is dan 'n man van die Here. Hy sê, die Here het my hierdie liggaam gegee, goed of sleg, ek moet my beste doen tot Jesus my kom haal. En dit was hy altyd gewees, en ek wil nie daaroor gepraat het, maar ek wil net hierdie verduideliking kom maak, baie keer, dan sit die Here ons eenkant, omdat hy met ons wil praat. Ons raak te besig, en ek weet, ek is ook skuldig daar, ons raak te besig, ons ry te veel, baie keer sit my vrou hoor, jy is tyd dat ons net 'n bietjie kan ry en alleen in 'n gasthuise kamer kan kom, dat daar nie telefone is wat ons pla, en mense is wat ons bel, en dat ons net bietjie, nie net alleen kan wees, maar dat ons met die Here Jesus kan kommunikeer. En net kan hoor wat hy vir ons wil sê. Moenie te besig raak vir die Here nie. My ma het 'n lied gesing, jare terug, is in jou swart boekie. Neem tyd en word heilig. Maak tyd vir jou Here. Daarom vanmôre, neem tyd en begin jou kommunikasie met God verbeter. Neem tyd, begin met hom praat. Weet, ons wat oud word, ons slaap baie min, en dis eintlik lekker. Want ons kan met die Here praat, 1 uur, 2 uur, 3 uur, maak nie saak watter tyd. Ek het nou die aand, ek weet nie wanneer was dit toe die krag so afgegaan het daar by ons. Dit was maandag aand, of dinsdag. Sê nee, die Here wil hê ek moet nou met hom gaan praat, want die vyand is gestop. Ek slaap met 'n waier aan winter en somer, ek moet daai geluid hoor. Want toe die waier afgaan, toe weet ek, die krag, hulle werk
ek aan die krag of wat ook al. En ek het my vrou gelos, ek het in die sitkamer gaan sit en ek het met God begin praat. Uit 'n rustige hart, uit 'n kalm omgewing. En ek het nie eise gemaak nie, ek het gevra, Here, U wil moet geskied. Amen. Daar is siele wat verlore gaan, die Heilige Gees moet kom. Daar in die oes en my predikers is. Ons predikers is gefokus op ander dinge behalwe die oes. Amen. Hulle getuig nie meer. Amen. Ons tema by ons assembly nou in Amerika vir Julie maand is Testify. Amen. Ek hou daarvan. Amen. Kom ons gaan terug na die begin toe. Amen. Want Jesus het gesê in Handelinge 1:8, julle sal my getuies word. Dankie, My Here. getuies wees wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. So kom ons gaan getuig, het 'n getuienis, elkeen het 'n getuienis. As God vir jou kos gegee het, het jy 'n getuienis. Amen. As die Here jou petrol gegee het, het jy 'n getuienis. As die Here vir jou blyplek gegee het, het jy 'n getuienis. Amen. As die Here jou gesond gemaak het, het jy 'n getuienis. Gaan praat net met iemand en sê die Here is goed. Baie dankie. Amen. Pastoor. Patrick. Kom vertel vir ons van daai kos uitdele wat daar by werk. My volgens so getuig toe ons daai kar. Ek sukkel om my aandag op die pad hou soos ek getuig aan. Sien die Here is besig om te verander en om te keer en bly te maak en kan natuurlik kom wat vertel nie. Ek en my vriendin by die werk, ons werk by die DNE. Ons het agtergekom hy suiker siekte, ons praat met hom. Ons het agtergekom hy val heeltyd rond en ons nie verstaan nie, maar hy vertel sy omstandighede. Sy vrou, hy en sy vrou is besig om te skei. Die dogter wat hy het, is sy vrou se dogter, maar hy het al gevat met die kind en hy het die kind aangeneem. Die die dogter is nie fyn met mense om haar nie, hulle glo ook in die Here nie. Toe sê ek, hy glo in feite. Alles moet voor hom neergesit word. Toe sê ek en my vriendin, hy maak baie oop met my, maar ek en my vriendin het gesluit, okay, kom ons sit vir my kospakkie in en kyk of dit dalk nie sy suiker is wat drop die hele tyd. Toe gaan ek en sy, gee elke dag, gaan ek en sy, en sy het my kosklik in. Toe kom ons agter, hy raak so excited, as hy 'n broodjie kry dag. En hy is nie ontevrede wat hy eet nie. Hy vat al, is dit nou 'n visbroodjie of al is dit 'n ratsnaambroodjie. En hy kom terug by my toe, hy moet vir my sê, baie dankie, my kos was baie lekker. En hy is nie een wat deel nie. Hy deel met niks met sy probleme met iemand nie, maar hy maak sy hart oop. Toe sê ek vir hom, en dan net een ding, ons Vader, Ja. hy is daar, en glo my, jy sal hom weer ontmoet. Hy is gedoop, hy is in 'n NG Kerk gewees, so omdat sy pa goed, hy was in Sondagskool. Ja. Maar toe sê, hy worstel baie met sy ma se oorlede, en hy's baie kwaad. Toe sê ek vir hom, onthou net jou pad sal oopgemaak word. Jy sal weer sien. Amen. So ek wil vir elkeen sê, elkeen maak 'n verskil in 'n ander ou se lewe. Yes. Amen. Hou net so aan, hou net so aan. Die Here gebruik vir jou. Yes. Willie, Halleluja, kosbaar. ek sien jy kan nie wag om na te. Weet net is al gereed, dat hulle lys opgestel, so jy sit te praat. Amen. Môre almal. Ek wil ook net sê, ja, ek het ook 'n groot getuienis. Ek het ook 'n maagbreek gehad in werk toe vir Gerra kliniek toe gevat het, toe staan my maag net so. Daai aand het ek sê ek verskoop oor iets is nie lekker. Dit was hospitaal gegaan. Ja. Kom by universiteit aan, toe kan hulle my nie help nie. Gaan na nasionaal toe help hulle my daar. Dus ek kom van universiteit af oorgeplaas na Bellenomie toe. Daar na Bellenomie toe help hulle my daar. Ek was daar vir so 3 dae in Bellenomie. Toe kom die dokters op my aan, toe sê hulle my noodopereer, so noodoperasie wat my derde vertoost in die binnekant. En toe het hulle my nog geopereer. Voor ek nou ingegaan het in die theater, voor hulle my ingestoot het, ook al gaan lê daar binne. En voor ek ingegaan het in die theater, toe sê ek vir die dokter, hoorie, ek ken nie om wat julle nou doen nie, wat gaan julle doen nie.
Maar ek gaan nou eers bid. Amen. Toe sê hulle vir my, ja, nee, jy kan dit doen. Toe Amen. bid ek alles daar, toe gaan ek in. Toe gee hulle my nie narkose toe, opereer hulle my. Toe ek ook uitkom, toe sê ek net dankie vir die Here dat hy my deur gedra het en alles. Amen. 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 Willie. Pragtig. Amen. Willie. Wie is volgende? Die vloer. Amen. Vir jou vat ek die mikrofoon. Ja, ek wil ook die Here dankie sê. Ek het laasweek begin met issue. Nou ek spog en sê voor die einde van die jaar gaan ek loop. Amen. Ons het nou weer die 5de Maart daar wees. Maar gisterand, ek het nog nie eens vir my vrou vertel nie. Laasnaand het droom ek hoe koordans ek hier met my stompies soos pastoor Nathaniel het gesê. En ek glo ek gaan koordans hier met my kunstbene. En ek gaan al die lof en al die eer en dank aan die Here gee. En ek sê net vir die Jesus baie dankie. Sjoe. Amen. Amen. Kinders. Genees. Kinders. Wanneer jy nog op weer praat. Goeiemôre. Ja, ek was nou so 3 weke terug, was ek weer vir my opvolg van die kanker en mammogram en sonaars en al daai dinge bloed. Maar ja, dit het teruggekom en ek is dank die Here daarvoor. Skoon. Amen. Amen. Dankie Vader. Amen. 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 I just want to say thank you for Father God because He gave me a verse before I did my athletics and He said, the victory is in Him. Amen. And I went out and I did work 1,200, no, but it was first a shot put and I went through for the set and they get 3 more throws. And then I'm going through for the next round with that. And then with the javelin, going through the next round with that, second place. Amen. With the 1,200, I got 7th in my heat. And with the discus, I couldn't really throw, but I did go through. I just want to say thank you, Father God, that I can go through to the next round. Amen. Amen. Jan, jy is heel hard. Dankie. Amen. Dankie. Iemand, Hawaii pastoor, Norman, hy sit al die boeke neer. En Hawaii uitkom. Amen. Ek kan maar net getuig wat hier geskryf staan. Amen. So ek wil graag net vir u Psalm 108 lees. Amen. 'n Lied, 'n Psalm van Dawid. Ek voel weer veilig, o God. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Here. Onder die nasies u lof besing. Want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel, hoog bo die aarde, u mag. Verlos ons deur die groot mag en help ons sodat hulle vir wie u liefhet gered kan word. God het in sy heilige woning gesê, as oorwinnaar sal ek Sichem verdeel en die Sukotlaagte uitdeel. En dan wil ek net hier so vanaf vers 13 lees. Help u ons tog teen die vyand, want die hulp van mense, dit is niks. En dan sluit Dawid af met hierdie woorde. Met God aan ons kant, Ja. sal ons oorwin. Dankie. Hy self sal ons vyande verdraai. Amen. En mag dit vir u iets baie groot beteken, ook hierdie woord. Hier in Psalm 108 vers 14. Met God aan ons kant, Johan, sal ons oorwin. Amen. Hy self sal ons vyande verdraai. En ek praat met myself. Amen. Ek gaan maar deur baie moeilike tye,
Vir die afgelope 20 jaar amper in my lewe. En baie keer het ek ook maar my lewe verstoot gevoel. Heeltemal weggegooi. Maar hierso het ek, hier in Extonweg 98, Amen. het ek weer die Here se liefde ervaar, en dat ek iets weer kan beteken ook vir hom. Amen. En as ek nou maar net dink, dit alles wat ek ook, sedert ek in 2016 beland het, op die einde van die dag, as ek eers gaan begin getuig, dan gaan ek nie ophou nie. Ek wou al 'n boek geskryf het, maar nou ja, ek het ook nog nie daarby gekom nie. Maar daar is so baie om te skryf. Ek wil net vir u sê, moet nooit dink dat u is alleen in die omstandighede nie. Die Here beloof sy kinders nie maar net sommer nie. Hy sê vir ons hier onder andere, maar ek is altyd by jou. My grootheid is altyd by jou. Ek omring jou met my liefde elke dag, elke sekonde. Amen. Al voel jy vergete miskien, daar waar jy op die hospitaalbed lê, daar waar jy worstel met jou probleme, of wat ook al, jy bly nog steeds mens en dit is goed om so te voel. Dawid het ook so gevoel. Amen. Hy het 2000 jaar, of 1000 jaar voor die Jesus op hierdie aarde het hy gelewe. Maar hy het elke keer het hy teruggegryp, soos wat hierdie Psalm sê, en hy het teruggegryp na die wete, Ja. dat die Here is met Dankie, Here. So, dit is maar my getuienis. In alles wat ek deurgegaan het in hierdie jare, tot vandag toe, ek worstel maar nog steeds met 'n baie groot ding. Ek hoop ek kan binne die volgende 2 weke uitsluitsel kry daaroor. Amen. En ek gee dit ook vir die Here, maar ek in alles wat ons ook sê, en dan het ek klaar gepraat. Laat dit u wil wees. Of daarna toe, of waarheen ook al. Wat die uitkoms ook al is, laat dit u wil. Amen. Baie dankie. Amen. Nou wil ek net vir Karin vra, Karin, nou met die hospitalisasie en al die gebede en die goed en die alleen wees by die huis, in gedagtes, gaan jy iets vir ons sê? Hoe voel dit aan daai kant van die wonderwerk? Aan die huise kant, nie by die hospitaal nie, aan die ander kant. Jy het die gesin alleen by die huis. Dit was ons baie sleg, baie emosioneel, Johannes daai kant, ons is die kant. Dan wil hy net hê, ons moet hom kos vat, en dan baie keer was dit so moeilik om by hom uit te kom, maar Louise het ons elke keer geseën om so te kan gaan, om vir hom kos te kan vat, want die hospitaal het baie slegte kos gegee. Baie min kos gegee, so hy het gekry, maar die oggend toe die dokter na die 3 ure operasie na ons toe gekom het, toe hy vir ons sê, as ons van 'n bergse familie is, wil hy net vir ons sê, alles het baie goed afgeloop, geen komplikasies. Dit ek sê, want hy en Adrie het sommer begin bid en vir die Here dankie gesê. En net vir hom nog steeds sê ons dankie dat hy ons deurgedra het, terwyl Johan in ons hospitaal was en ons by die huis, emosioneel, hartseer, maar hy het ons deurgedra. Ons sê baie dankie. Amen. Amen. Jy weet, nou saam met dit wat ek mee worstel is, maar my gedagtes ook deesdae. Ek voel dit kom en gaan. Dit is eintlik wat ek vir u wil sê. Dit is wat Psalm 108 sê. Met die Here aan ons kant is ons meer as oorwinnaars. Amen. Meer as oorwinnaars oor wat ook al oor ons pad kom, het sy dit deur mense daar gesit word, deur die Satan daar gesit word, deur wie ook al medegelowig is, maar met die Here aan ons kant is ons meer as oorwinnaars. Ek kan maar net die Here loof en prys. Amen. Amen. Dennis, jy reg? Mooi. Ons hou aanbid. Ons sit en dit doen. Amen. Dankie broeder. Ek sit en dink aan 'n liedjie wat my ma gesing het. Ek vertel Jesus al my beproewings. Ek gaan probeer die eerste vers in die koortjie sing. As ek nie die woorde vergeet nie. Ek gaan die langs pastoor Frans verstaan. Ek moet nie wys ek is baie oud nie. Ja.
Ek vertel Jesus al my beproewe, nimmer dra ek my laste alleen, en my benoudheid help hy my vriendelik. Jesus kan help, Jesus alleen. Ek vertel Jesus, ek vertel Jesus, nimmer dra ek my laste alleen. Ek vertel Jesus, ek vertel Jesus. Jesus kan help, Jesus alleen. Amen. Amen. Dit is so waar. Het enige iemand oorgeslaan? Ons gaan 2 uur lê dan nog eentjie weg. Ons kan nog 'n kuier hier. So bly julle tyd gemaak vir vandag. Nou ja, almal het op my getuienisse gehoor behalwe ons gaste vanoggend nog nie, en ek gaan net baie vinnig noem. 94 plat geskiet 5 skote, deur die nek aan 22 op my bout. 2 jaar by die huis terugwerk. Toe Pietjie weerlig my opgestaan, die Here het my nog 'n kans gegee. 5 jaar terug omgery met die motorfiets. Die Here het my weer 'n kans gegee. My getuienis. Ek kan die Here net dank. Dis al wat ek kan. En dan kan ek so bly wees verder soos ek Woensdag donderdag aand getuig het. En ek het vir julle gevra, bid saam met my dat my kinders ook weer terug sal gaan na die Here. Kinders het in die pastorie groot geword en ek was 'n baie kwaai pastoor gewees. So was die kinders het dit lyk en later het ek my af van gehou nie, want hulle groot is te loop hulle sommer in die kerk. Jy weet, nou sê die rede is kom as die pastoor se kinders is stout omdat hulle met die gemeente se kinders speel. Dit is maar dan lyk my al rede wat daar is. Maar ons het saam gebid en weet jy net, die laaste maand, vandag is die 4de Sondag. Die laaste maand gaan my seun weer terug kerk. Hy besoek vroegoggend, as ek 'n ding op te staan, is hy nog besig om klaar te maak vir kerk. Nou kyk ek hierdie besigheid, ek sê, Here, ek het gevra in kerk toe gaan, hier toe, saam met sy pa. Maar hy stuur na 'n kerk toe. En ek toe baie vinnig vir die Here om verskoning vra hierso. Ek het gevra in kerk toe gaan. Die Here stuur hom kerk toe. So dan kan ek mos nie ongelukkig wees waar hy heen gaan. Maak nie saak. En ek wag reg met die Here. Hy's opgewonde. Die hele maand by die kerk elke oggend vroeg. Dis 'n huiskerk daar in Dampina, Dampina. En ek is opgewonde daaroor die Here kom terug in die kerk. En hy praat en hulle is besig met 'n vasfase waarmee hulle besig is tans. So hulle is besig met 'n paar groot goed daar. En ek is opgewonde en ek kan net vir die Here sê dankie dat hy gebede geantwoord het en julle sin ook geantwoord het. Die feit dat julle saam in geloof vir my gebid het, vir my persoonlike goed wat ek in 'n stryd mee was. En ek weet die Here verander omstandighede. Ek sê net vir die Here dankie daarvoor. Ek het nou net hier so 'n paar getuienisse uit die woord uit wat ek net gou met u wil deel. Daniël 6 vers 17 sê, julle ken almal die stories, maar ek wil dit net graag vir julle noem. Toe het die koning bevel gegee en hulle het Daniël gebring en in die leeukuil gegooi. Die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, mag jou God jou gedurig deur vereer jou, wat jy verdurig deur vereer jou verlos. Hoor sê hy koning. En ons weet wat het met Daniël gebeur. Toe hy daar insak tussen die leeu's. Almal se monde is toegegaan. Gesluit. Die leeu's in ons omstandighede om ons gaan niks maak as jy 'n koningskind is nie. Amen. My broer, my suster, ons lees dit in die woord en dit is so. En dit sal vir my en vir jou so wees, hoekom net vir Daniël? Vir elkeen van ons ook. Die Here is 'n waarmaker van sy woord. Volgende ene. Bekende ene, Jona 1 vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk.
En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En terwyl hy daar binne is, my broer en suster, hy was ongehoorsaam. En terwyl hy binne in die vis was, dink ek, het hy tyd met die Here spandeer. Ons het nou nog gehoor van tyd maak om met die Here te spandeer. Binne in 'n vis te maak van alle plekke. Reël die Here tyd met Jona. En Jona, ek glo daar gesit daar en gepraat, reggemaak met Abba Vader, terwyl hy in die vis was van alle plekke. My broer en suster, dis tyd dat ons weer tyd maak met die Here, al is dit in omstandighede wat die Here op jou pad geplaas het in die vis. My broer en suster, selfs in daai moeilike omstandighede binne 'n vis se ingewande, is daar tyd vir die Here. Maar moet dit so drasties gaan dat ons in sulke situasies moet beland? Nee, maak tyd met die Here sommer nou. Amen. Dis waar. Volgende getuienis. Johannes 11 vers 43, wat staan daar? Wie ken hom? 11:43. Iemand wat in die graf was? Lazarus. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep. Hy sê, Lazarus, kom uit! My broer en my suster, die Here roep jou vandag uit jou probleemsituasie uit. Hy sê, Jan, kom uit, François, kom uit. Johan, kom uit. Willie, kom uit. Want daar is 'n nuwe lewe vir jou. Net in die Here. Die Here wil jou nie deel met die res nie. Met die wêreld en die omstandighede nie, want ons staan uit, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is koningskinders. Lazarus kom uit. En hulle wat daar gestaan en hulle by die deur en daar by die graf en die susters wat gevra het, Here, is nie net per tyd vir my. My broer en suster, die Here se tyd is nie ons tyd. Lazarus kom uit. En dan iemand het ietsie geskryf. Hy sê jy sien dalk nie die uitkoms nie, maar God is klaar besig agter die skerms. Ja. Wanneer jy stres, beplan hy. Wanneer jy huil, werk hy. Vertrou hom, hy is altyd op tyd. Dan wil ek graag met een teksie wat ek nog vir jou wil voorhou. So ek wil net geriet opmaak vanaf. Jesaja 43 vers 18 en vers 19. Dan gaan ons Ou Testament toe luister hierso. Die Here sê, dink nie aan die vorige dinge nie. Ja. Ons gaan nou daaroor praat. En staan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sal julle dit nie merk nie? Yes. Ja. Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die duisternis. Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die duisternis. My broer en suster, die Here sê kyk nie terug nie. Ons kyk nie terug na die woord sê so, ons kyk nie terug nie. Ons gaan vorentoe. Die Here is 'n God wat vorentoe werk, lyk dit vir my. Hy werk nie agteruit nie. En sy plan is vorentoe klaar uitgewerk. Solied, 'n meesterstuk van 'n plan in my en in jou lewe. My broer en suster, moenie hierdie kans laat verbygaan in hierdie oggend. Om iets wat dalk in jou verlede soveel inspanning het of soveel inspraak het op die Here nie. Die Here sê gaan vorentoe. Ons het vandag nog 'n kans om reg te maak, my broer en suster, en ek gaan 'n paar oomblikke gee vir 'n bietjie stil gebed. Om daai dinge wat die Here vir ons hier aangeraak het, vir die getuienis wat hier gelewer is, van hoe die Here mense se lewens verander, in 'n mens se gebed se lewe versterk en versterking nodig het, en ons geloofslewe versterk, dat ons 'n bietjie tyd kan maak met die Here. Gee goed van die verlede vandag vir die Here. En ons staan weg van dit af, want ons vertrou nou in geloof in die Here, met alles wat ons in ons het, om die Here te vertrou. Ja. Vir die pad vorentoe. Die Here sê nie terug nie. Amen. Dit is vir 'n oomblik eers hoof te swak en dan dra ons iets in die Here op. Ek glo elkeen kan ons steeds iets vir die Here gee. Amen.
saam tot eer van die Here. Ek wil afsluit met 'n paar laaste woordjies net deur te sê, ons is in 'n baie bevoorregte posisie gister om uitgenooi te wees om 'n dag op 'n plaas te gaan spandeer. So as jy uitgaan die Jaarsfontein se kant, dis wel halfpad te trek. Waar mense Saterdag hulle familiedag het en net vir hulle huisie gebouwe daar op die plaas en hulle het ons genooi met dag saam met hulle, dit is van jou. Wat 'n dag. Oulike mense, jong mense, 3 sulke klein kindertjies, sulke orrelpypies so in 'n ry, maar mense wat werklik waar nog hard het. Daar is nog sulke mense. Mense wat ook homeschooling doen, saam met Tia hulle betrokke is by die netbal en die homeschool funksies en aktiwiteite en in die week waar ek Tia draai gemaak het, sy help die vrou met die naaldwerk en sulke goede en ander goede ook. Jy weet, meneer kans laat verbygaan om te bedien waar jy ook al is. En dit was nou so lekker en toe ons nou daar ry en nou so begin reën, nou daai kar van my, hy is 'n bietjie low flow, hy is 'n bietjie laag. Hy kom haak toe nou daar, is 'n 6 km grondpad, 2 spoorpad, om by die teerpad te kom. En hy kom haak aan en klip vas. In die reën. Nou lig hy die voorwiele op en die staan en dan voor dit wag. Jy kan nou maar hy reverse park drive enigiets probeer maak. En die vrou ry nog voor ons uit met haar kar of ons net die pad terug te wys na die groot pad toe. Sy bel haar man, hy kom al met 'n jack aan. Maar nog voor hy daar is, hy sommer daar onder in die modder en goed so ook onder die kar in en Tia's aan die ander kant in die modder en die tog nee, kyk, ons kan nou 'n lekker prettige modderdag op die plaas gaan hou. En hierdie jeug so te vat, né? Tentel opslaan daar en ons kan lekker gaan dien nader en naweek. Maar in elk geval gasvry. Wat ek lanklaas beleef het by sulke jong mense. Regtig waar gasvry. En ek dank die Here vir sulke mense op ons pad wat werklik waar die ekstra myl vir jou gaan stap. Jy gaan dan mooi dink oor hy modderpol, want hy kan al onder die kar om te kyk hoe kan hy die klap uithaal. En sulke tipe. Waar sien jy dit vandag? Kom ons wees weer 'n bietjie gasvry. Die Here sê ons in sy woord, ons moet gasvry wees teenoor ons naaste. Kom ons wees 'n bietjie gasvry. Amen. Verstaan die kollekte, wat sê ons? Amen. Wel, kom ons neem dit maar op. So dis Paul, kies ek vir ons. Deurloop. Die eerste paar keer die dalk is 'n aanval. Dan storm my kinders, né, van al die kante af.
Ma'am Tia. En ek dog eerste keer dog, hier gaan ek vanaf speel, hier is 'n hele klompie ons, hier gaan ek dit vat. Maar dis hoe die kinders lief is vir haar. Waar was die storm hulle vir haar? En elke suster met wie sy dit doen, kry storm op haar af. So ek het nou aanvaar, sy werk hard vir die Here en sy werk werklik baie hard vir die Here, net waar sy gaan. My vrou is baie voorbeeld vir my en ek herken dit vandag voor haar rondom haar dienswerk wat sy doen. En ons kan almal by mekaar leer. Ons weet nie altyd almal alles. Maar ons vrouens is gedetermineerd, ons weet dit, hulle gaan vorentoe, en as jy so 'n vrou het wat so vir die Here werk, man, kom ons bid vir ons vrou. Hulle het ook gebid, sê vir ons afsluit asseblief. Aba Vader, ons is lief vir U en daarom kom ons in hierdie oggend en ons sê dankie dat daar mense het wat vrymoedigheid het om te kan getuig word. Mense wat van ander se getuienisse iets kon geleer het ook in hierdie dag. Ja. Daarom bid ek Vader dat U vir ons sal help, dat ons oë sal oop wees vir U werkinge in U leer en om ons Vader, dat ons getuienisse sal bring na U huis toe om vir ander weer te kan stig, ook moed te kan gee. En dan dat die seën en die vrede oor elkeen van ons sal wees, Vader, die finansies ook van die gemeente sal gebruik word tot eer van U naam, Vader, en dat elkeen wat gee, meer sal kan gee, Vader, en dat wil meer gee vir U werk, en dat dit ook reg gebruik sal kan word. En die wat nie gee nie, Vader, seën hulle met 'n hart en openheid om ten minste in te tree vir gebed, Vader. Dankie. Want elke bietjie wat ons gee, kan U laat groei. En daarom eer ek U daarvoor.